Goeiedag sê familie en vriende, julle se groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ek wil vandag met julle lees uit die boeke van Lukas 15 uit, vanaf vers 18. Lukas 15 vers 18 sê, en ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het die vader hom gesien en innig vir hom jammer gevoel en hom gehardloop en hom omhels en hartlike soen. En die seun sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Vers 23 sê, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Ek wil vandag die boodskap titel, ek was verlore, maar ek is gevind. Ja, ek was verlore, maar ek is gevind. Die Bybel sê in die boeke van Lukas 15, en daar was 'n pa wat 2 seuns gehad het. Die Bybel sê dat die een seun het gesê, Vader, gee my besittings, laat ek trek. En die Bybel sê, toes die jong seun sê, gee my besittings, laat ek trek, sê die Bybel, en nie lang daarna, het die seun alles bymekaar gemaak, en hy het getrek. En die Bybel sê, nadat hy alles bymekaar gemaak het, so vinnig soos hy alles bymekaar gemaak het in die lewe, so vinnig het hy alles verloor in die lewe. Die Bybel sê, en hy het sy besittings gaan uitgee op verkeerde plekke. Die Bybel sê dat hierdie pa besef toe sy seun gegaan het, dat hy 'n fout begaan het om sy seun voor die tyd te release. Dit was nog nie die tyd vir die seun om te gaan nie, maar die pa het agtergekom. Hy maak 'n fout. Ek wil met 'n pa praat vandag deur te sê, kom ons herhaal nie die fout wat die verlore seun se pa gedoen het nie. Hy het al klaar sy een seun in die proses verloor, toe verloor hy sy ander seun ook in die proses. Want nou is hy te gefokus op die een wie hy verloor het, en hy vergeet hy het nog een wat agterbly in die huis. En daarom wil ek praat oor hierdie onderwerp, ek was verlore, maar nou is ek gevind. Die Bybel sê, en hierdie pa het elke dag gewag vir sy verlore seun om terug te keer. Jong man, jong dame, meneer en mevrou, ek en u luister vandag na die uitsending, en ek weet dat my keuses wat ek in die lewe gemaak het gemaak dat ek vandag van myself bevind op die plek waar hierdie verlore seun homself bevind het. My keuses wat ek gemaak het ek nie noukeurig deurgedink nie. Ek het vinnige besluite gemaak, want ek het besluite gemaak op grond van my gevoelens, hoe ek nou voel. En wanneer ek en u besluite maak, en ons voel vandag soos die verlore seun, voel ons dat ons vandag in die varkhok is, en ons voel ons is op 'n ashoop. Kom ons doen dieselfde ding wat hierdie verlore seun gemaak het. Die verlore seun sit daar op die ashoop en hy kom tot homself. Ja, hy kom tot homself en hy sê, hoe baie huurlinge het my pa? Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal sê, ek het gesondig teenoor u en teenoor die hemel. Baie van ek en u moet al ver gewees het in die lewe, maar ons trotsheid en ons hoogmoed maak, dat ek en u nie wil besluite maak nie. Ek en u het al reeds verkeerde besluite so baie gemaak in die lewe, en hierdie verlore seun het so baie besluite gemaak. Ek kon 'n bietjie ingegaan het in die
pa en in die ander seun, maar ek wil op hierdie boodskap, wat ek titel, ek was verlore, maar is gevind, wil ek net konsentreer op die verlore seun. En hier is verlore seun, voel verlore, maar hy besef vir homself, maar die Here se liefde het my gevind. Die Here se kruisdood het my gevind. En hierdie verlore seun sit op die ashoop en hy maak 'n besluit. En hy sê, ek gaan opstaan en na my Vader gaan. Meneer, jy kan opstaan. Mevrou, jy kan opstaan en na jou Vader gaan. Die verlore seun het groot geraak in die huis van sy pa, waar hy geleer was wat dit is om die Here in jou lewe 'n kans te gee. Hy het gehoor van die Here en nou sit hy op moedverloorse vlakte. Sit hy eensaam en nou besef hy het 'n groot fout gemaak in die lewe. Maar hy sê vir homself, ek sal nie bly op dieselfde plek wat ek is nie. Ek het 'n fout begaan in die lewe, maar ek weet, my foute wat ek begaan het, was 2000 jaar vasgenaal aan die kruis van Golgotha. Die vloek wat op my was en op my nou tans is, was vasgenaal aan die kruis van die Bybel sê, elke liewe ding wat teen 'n kruis vasgenaal is, wat teen 'n houtkruis vasgenaal is, het 'n vloek geword. En hierdie verlore seun sê vir homself, ek is verlore, maar ek is ook gevind. En die Here praat met haar, die verlore seun, en die Here deel met haar, die verlore seun, en daardie verlore seun se gewete begin hom aankla. En daardie verlore seun sê, ek sal opstaan en na my Vader gaan. Hy maak 'n besluit in sy omstandighede. Maak 'n besluit vandag waar jy jouself bevind en sê, ek sal opstaan en na my Vader gaan en sê, Vader, ek het gesondig teenoor U. Wat wil Evangelis Nathan vandag sê? Het maak nie saak hoe diep jy geval het nie. Maak nie saak hoe stikken jy in die lewe is nie. Maak nie saak hoe ver jy in die lewe geval het nie. Dit was as gevolg van besluite wat jy geneem het. En hier is die Here vandag en hy wil weer eens sê, jy moet 'n besluit maak. Jy was verlore, maar jy is gevind. Jou onbesluit het gemaak dat jy verlore is, maar die Here gee jou 'n kans in die lewe. En hier sê die verlore seun, ek sal opstaan en na my Vader gaan. En ek sal sê, Vader, ek het teenoor U gesondig. En die Here het deur daardie verlore seun gepraat in sy omstandighede. En ek sluit af. Dis hoekom die Here die platform gestuur het, sodat iemand hoor. Maak nie saak waar jy jouself bevind vandag nie. Meneer en mevrou, jy kan nie opgee nie. Om op te gee in die lewe is glad nie 'n opsie nie. En daarom is dit nou tyd om nie op te gee nie. Jy het te ver gekom om nou hier om te draai. En daarom kom ek vandag en ek sê, maak soos die verlore seun maak. En sê, ek sal opstaan en na my Vader gaan. Hy was verlore, maar hy was ook gevind. Toe die vyand dink is game over met hom, toe stap die Here in sy lewe. En die Here sê vir hom, jong man, daar is 'n groter toekoms vir jou. Die plan van die Here is baie groter in vir jou lewe. Staan op en loop. En ek wil afsluit deur iemand vandag te sê, eerste stap is wat jy moet doen is, kom tot jouself. En die verlore seun moes nie eers sy lewe reg gaan maak het, voordat sy pa hom aanvaar het nie. Hy het 'n besluit gemaak. En jy het nie nodig om eers dit en dat te los nie. Maak 'n besluit.
Die keuse lê vandag in jou hande. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so die wat in hom glo, nie hoef verlore te gaan nie. Die Here seën ons, die Here versterk ons, die Here laat sy liefde oor ons skyn. Die Here seën jou, Evangelist Nathan Besuidenhout. Amen.